Hallo julle en welkom by die volgende episode in Koffie vir jou siel. Die titel vir vandag is Die boom wat moet sterf vir die woud en hierdie is episode 10 in die tema Die kriewelrige kerk. Dink vir 'n oomblik aan die mees dinamiese, charismatiese geestelike leier wat jy ken. Wat sou gebeur as daardie persoon môre skielik van die toneel verdwyn? In die meeste moderne kerke sal die hele kaartehuis onmiddellik in duie stort. Ons het 'n stelsel gebou wat gevaarlik verslaaf is aan die groot man op die verhoog. 'n Model waar sukses gemeet word aan hoe onontbeerlik die leier is. Maar in God se ekonomie is 'n leier wat homself nie vervangbaar maak nie, besig om te misluk. Ware Christendom is nie 'n monument wat rondom 'n enkele individu gebou word nie. Dit is 'n organiese veldbrand wat ontwerp is om eksponensieel te versprei. As jou geloof slegs kan oorleef terwyl iemand anders jou hand vashou en vir jou geestelike melk voer, het jy die hele punt van die Nuwe Testamentiese roeping gemis. Dit is tyd om op te hou om die stelsel te vertraag en te besef dat jy ontwerp is om self vuur aan te steek. Nie net by 'n ander man se kampvuur te sit en warm te bak nie. Die sleutelvers vir vandag kom uit Hebreërs 5 vers 12. Hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig. 'n Mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie. Die oordenking vir vandag, die Hydra-effek, die onstuitbare wiskunde van ware koninkryksgroei. As die oorspronklike 12 disippels bloot elkeen 12 nuwe volgelinge gementor het en daardie proses oor net 'n paar siklusse getrou herhaal is, praat ons binne 'n baie kort tydjie van miljoene aktiewe gelowiges. Dit is die dinamiese geheim van hoe die vroeë kerk soos 'n onstuitbare veldbrand oor die wêreld versprei het. Hierdie verbuisterende groei was nie die gevolg van massiewe sentrale bemarkingsveldtogte of reuse byeenkomste nie, maar van 'n organiese, selfrepliserende model waar elke enkele disipel ten volle toegerus is om self weer 'n nuwe generasie disipelmakers op die grond op te lei. Hierdie doelbewuste verspreiding van verantwoordelikheid maak die kerk volledig ondeurdringbaar vir eksterne geweld en politieke vervolging. Soos die antieke mite van die Hydra, waar daar telkens nuwe koppe in die plek van die oue gegroei het as een afgekap is 'n gedesentraliseerde kerk onstuitbaar. As die owerhede 'n leier in die tronk gooi of doodmaak, stop die werk nie. Dit vermenigvuldig bloot, omdat daar tientalle ander is wat presies weet hoe om te lei. Dit is presies hoe die ondergrondse kerk in China in die aangesig van intense verdrukking gegroei het, van 2 miljoen tot meer as 80 miljoen gelowiges. Hierdie realiteit dwing leiers om die ware doel van hul roeping radikaal te herdefinieer. Hulle is nie daar om afhanklike volgelinge te skep wat sonder hulle in duie stort nie, maar om hulle self uiteindelik verouderd te maak. Dit werk presies soos gesonde ouerskap. Die doel van 'n ouer is nooit om kinders groot te maak wat vir die res van hul lewens van die ouerhuis afhanklik bly nie. Dit sou 'n reuse mislukking wees. Die doel is om hulle te bemagtig met volwassenheid, om eendag self ouers te word. Die kerk moet ophou om ewige geestelike suigelinge te koester en dringend begin om reproduktiewe leiers te kweek. Hierdie diep vasberade geloof word egter nooit in 'n passiewe klaskamer gebore nie, maar in die vuur van praktiese toepassing. Toe Jesus die 12 en die 72 uitgestuur het met niks behalwe die klere aan hulle lyf nie, het die wiele begin rol. Hulle moes hul reputasie en fisiese oorlewing op die spel plaas
op grond van niks anders as bloot geloof in sy woord nie. Eers toe hulle in gehoorsaamheid uitstap en sien hoe die krag van God deur hulle vloei, het hulle hul geloof van 'n mooi teorie na 'n lewende werklikheid verander. Hulle het van bang lammers in vreeslose leeu's verander. Hierdie tipe intensiewe, intieme transformasie kan slegs binne die konteks van klein groepe plaasvind. Net soos 'n weermag bevelvoerder net 'n klein peloton effektief kan rig sonder om sy aandag te dun te versprei, kan 'n Christenleier slegs in 'n klein handjievol mense diep belê. Ware disippelskap vereis dat jy mense werklik ken, vriendskappe bou en 'n kultuur van wederwysige aanspreeklikheid en vertroue skep. Een man kan nooit duisende mense effektief disipel vanaf 'n verhoog nie. Die groot skare moet opgedeel word in intieme kringe waar lewe op lewe oorgedra word. Onder die nuwe verbond is die Ou Testamentiese konsep van 'n eksklusiewe professionele priesterklas boonop finaal afgeskaf. Ons is almal saamgeroep as 'n koninkryk van priesters met die mandaat om God aan die wêreld te verteenwoordig. Die relatief onlangse uitvinding van die term leek het slegs daarin geslaag om geestelik gekweste en krepel mans en vroue voor te bring wat dink hul enigste plig is om na 'n Sondagvertoning te gaan kyk. Dit was nooit in die vroeë geskiedenis as kerk beskou nie en dit is vandag nog steeds nie kerk nie. Maar hoe kan ons dit in ons persoonlike lewe toepas? Die dae van geestelike melk is amptelik verby. Jy kan nie meer wegkruip agter die gerieflike verskoning dat jy nie genoeg weet nie, of dat die leraar beter gekwalifiseerd is om God se werk te doen nie. Die Heilige Gees wat in die mees dinamiese prediker op aarde woon, is presies dieselfde Gees wat in jou binneste is. Jou godelike roeping is nie om die kerkbanke warm te sit, terwyl die wêreld buite honger ly vir ware getuies nie. Jy is geroep om op te hou verbruik en dringend te begin vermenigvuldig. Begin vandag prakties deur die naaldstring van totale afhanklikheid van jou plaaslike kerkstruktuur te knip. Dit beteken nie jy verlaat die gemeenskap van gelowiges nie, maar jy hou op om te verwag dat hulle jou met 'n lepel moet voer. Maak die doelbewuste keuse om 1 of 2 mense in jou onmiddellike omgewing te identifiseer waarin jy aktief kan belê. Deel jou geloof nie as 'n akademiese argument nie, maar op dieselfde manier as wat Jesus gedoen het, deur saam te eet, saam te lag, prakties te dien en jou eie kwesbare reis deursigtig met hulle te deel. Moenie wag totdat toestande perfek is of totdat jy voel jy het al die antwoorde agter mekaar nie. Toe die disippels met niks uitgestuur is nie, het hulle die krag van God juis te midde van hul eie tekortkominge ontdek. Stap uit op die witkneukelrit van aktiewe geloof. Dit gaan dalk vreesaanjaend wees vir jou vlees, maar dit sal die definitiewe einde beteken van jou geestelike lomerigheid. Word die leier wat God jou gemaak het om te wees en kyk hoe sy koninkryk rondom jou begin vermenigvuldig. Kom ons bid saam. Here God, ek bely dat ek te lank tevrede was om op die geestelike melk van ander mense se leringe te leef. Ek het myself mislei deur te dink dat my passiewe teenwoordigheid in 'n kerkbank gelykstaande is aan gehoorsaamheid aan u groot opdrag. Vandag kom breek ek die gees van traagheid en die valse troos van die toeskouermentaliteit wat my geloof krepel gemaak het. Here Jesus, wek die vuur van 'n ware vakleerling in my op. Skenk my die bonatuurlike moed om my gemaksone te verlaat en my hande vuil te maak in die alledaagse loopgrawe van die lewe. Gee my die kapasiteit en die liefde om in 'n klein groepie mense te belê,
om my lewe met hulle te deel en hulle te wys hoe dit lyk om U onvoorwaardelik te volg. Ek wil nie meer 'n stelsel ondersteun wat my afhanklik hou nie. Ek wil self opstaan as 'n aktiewe priester in U koninkryk. Doen weg met die vrees vir my eie tekortkominge wanneer U my uitstuur na moeilike of vyandige omgewings. Laat my geloof die hoogte inskiet terwyl ek U krag in aksie ervaar en nie net in teorie nie. Maak my deel van die onstuitbare selfrepliserende beweging van U lewende liggaam, sodat U naam deur my vermenigvuldig word tot aan die uithoeke van die aarde. In die naam van Jesus Christus bid ek dit. Amen. Ons kan ook verder uit die skrif leer om ons meer te bemoedig in vandag se oordeenking. Die eerste vers kom uit Lukas 10 vers 2. Hy het vir hulle gesê, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Hierdie vers weerspieël die dringende noodsaaklikheid van die oordeenking se oproep om op te hou om bloot toeskouers te wees. Jesus wys onomwonde dat die wêreld ryp is vir transformasie, maar die knelpunt lê by die kroniese gebrek aan aktiewe arbeiders op die veld. Dit herinner ons daaraan dat ons nie bloot kan terugsit en bid vir professionele leiers om al die werk te doen nie, maar dat ons self as toegeruste disippels die wingerd moet betree om die praktiese selfrepliserende werk van die koninkryk te gaan verrig. Die volgende vers kom uit Hebreërs 6 vers 1. Laat ons nie stil staan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Ons wil nie opnuut die fondament lê deur te praat oor die bekering uit 'n leefwyse wat tot die dood lei nie, of oor geloof in God. Hierdie gedeelte sluit direk aan by die oordeenking se ernstige vermaaning oor diegene wat wil leer melkerig hou en weier om geestelik volwasse te word. Die skrywer dwing die leser om verby die basiese elementêre beginsels van die geloof te beweeg en te streef na 'n funksionele volwassenheid wat in staat is om self leierskap verantwoordelikheid te neem. Dit daag ons uit om op te hou om onsself te flous met ewige klaskamerteorie en in te stap in die volle roeping van 'n disipelmaker wat gereed is om ander te lei. En dan die laaste vers kom uit Kolossense 1 vers 28. Hom verkondig ons deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. Paulus verwoord hier die uiteindelike teologiese doelwit van Nuwe Testamentiese leierskap, wat volmaak ooreenstem met die ouerskap vergelyking in die oordeenking. Die sukses van die bediening word nie gemeet aan die skare wat afhanklik gehou word van 'n sentrale figuur of platform nie, maar aan die vermoë om elke individuele persoon te begelei tot totale geestelike selfstandigheid. Dit verduidelik dat ware sukses in God se oë slegs bereik word wanneer ons volwasse gelowiges kweek wat self die kapasiteit het om die werk van die bediening onafhanklik voort te sit. Dankie dat jy na vandag se boodskap geluister het. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê. Mag die Here jou seën. Ons gesels weer tot volgende keer. Shalom, shalom.